Ons gaan vandag lees uit Johannes hoofstuk 12 van vers 12 tot vers 19. Nou julle sal onthou die vorige geleentheid het ons gepraat oor Maria wat vir die Here gesalf het met die nardusolie. Martha het kos gemaak, Maria het die salfwerk gedoen. Judas was kwaad geweest oor die geld wat gemors was volgens hom, maar sy het vir Jesus voorberei vir sy begrafnis. Vandag gaan ons kyk na Jesus se intog in Jerusalem, wat ook bekend staan as Palmsondag, maar ek gaan Palmsondag oor 2 sondae hanteer, en dan vandag gaan ons kyk hoe Jesus in Jerusalem ingegaan het. En ons lees saam van vers 12 af. Die volgende dag het 'n groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, die koning van Israel. Jesus het op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan: Moenie bang wees nie, Sion, kyk jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daarin gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het, en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het, en hom uit die dood opgewek het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan, en hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê: Sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. In Johannes 12 lees ons dat die koning opgedaag het. Want Jesus wat hier opdaag, is die begin van die kruisgebeure. En die koning wat hier opdaag, is die koning van die koninkryk van God. Natuurlik het die mense wat daar vir Jesus gewag het by Jerusalem iets heeltemal anders in gedagte gehad. As jy Psalm 118 gaan lees, dan gaan jy agterkom hoe daar in Psalm 118 baie meer op 'n krygersmanier gepraat word oor die verlosser wat sal kom help, en daar word gepraat van geweld. En Psalm 118 word ook natuurlik gebruik hier wanneer die mense wat daar staan en vir Jesus sien, die woorde gebruik: prys hom. Daai woorde kom uit Psalm 118. En die mense wat daar staan het vermoed dat Jesus daai tipe koning gaan wees wat vir hulle gaan kom verlos, op dieselfde manier wat in Psalm 118 gebeur het. So hulle het gedink die koning het opgedaag. Hulle het gedink dis die koning van Psalm 118, die een wat gaan oorlog maak. Maar hier het 'n ander koning opgedaag. Die koning wat hier opdaag is Jesus Christus. En wanneer Christus opdaag, wanneer die koning opdaag, kan ons besef dat die koninkryk van God 'n realiteit en 'n werklikheid is. En ons kan begin vandag deur te sê, as jy hierdie gedeelte lees in Johannes 12 vir jouself, net vir jouself eers, en jy gaan kyk na Jesus wat op 'n donkie ry, natuurlik is dit Sagaria 9 vers 9, wat in vervulling gaan wanneer hy op 'n donkie inry. Die mense het 'n tipe verwagting gehad van Christus. Hulle het gedink, hier gaan iemand kom wat die Romeine militêr gaan uitsorteer. Wat 'n militêre koning gaan wees om al die probleme wat hulle het uit te sorteer. Dis die idee wat hulle van Jesus gehad het. So as jy dit vir jouself lees vandag en jy kyk na jouself, vra vir jouself, wat is dit wat jy van Jesus verwag? Wat is dit wat jy in jou kop het oor Jesus? Die omstanders daar wat by Jesus was toe hy met die donkie aangery gekom het, was gelowige mense. Hulle het Psalm 118 gebruik om na hom te verwys. Maar hulle het iets bygevoeg in hulle koppe en dit was dis 'n oorlogskoning. So as jy na jouself gaan kyk, wat is dit wat jy in gedagte het oor Jesus? Want dit kan wees dat jou en my gedagtes die totaliteit van wie Christus regtig is mis, omdat ons so gelade is met dinge wat ons in ons koppe het.
Ons is so gelade oor ons eie opinies en menings oor die lewe, dat ons meestal nie volgens God se wil lewe nie. Dis waar van my en jou lewe. Wat beteken dit om 'n mens te wees? Kom ons begin daar. Wie is jy? Wie is ek? Hoekom bestaan ons? Waarom is ons hier? Wat is dit wat jou 'n mens maak? Wat is dit wat vir jou laat verstaan wat menslik beteken? Wie is dit wat jou help om dit te verstaan? So die eerste wat ons vandag op moet fokus is die persepsie oor Jesus. En ons moet vandag reg begin. Anders as die mense wat daar staan in 'n ander idee het. Ons moet begin met die idee dat Jesus ons help om mense te kan wees wat hy oorspronklik wil hê ons moet wees. En dit is die spanning wat ons in ons lewe ervaar, want ons doen ons eie ding. Ons het ons eie mening. Ons is saam as gelowiges, ons praat oor 'n klomp dinge saam wat ons oor saamstem in die geloof, maar wanneer ons op ons eie is, dan doen ons presies dit. Ons doen dinge solo, volgens onsself. Ons praat in die wetenskap van teologie, dit het julle al gehoor, die studie van God se woord. Maar ons probleem is me-hology, 'n studie van myself. 'n Studie van hoe ek dinge wil hê en 'n studie van hoe ek dinge wil sien en 'n studie van hoe ek Jesus wil sien. My uitgangspunt, my verklaring van die Bybel, my kerk se opinie, alles wat begin met my. En hier, wanneer Jesus instap, dan is daar 'n paar groepe mense. Die een groep is baie bly om te sien, hulle verwag 'n militêre, 'n koning. Die disippels is onseker, hulle weet nie presies mooi wat aan die gang is hier nie. Later verstaan hulle Sagaria 9 vers 9 tot vervulling gekom, en dan kry jy natuurlik die klomp mense wat vir Jesus vervolg het. Met die stelling, julle kry niks uitgerig met hierdie man nie, die hele wêreld gaan agter hom aangaan. En in hierdie drie groepe praat die vervolgelinge van Christus die waarheid. Hulle slaan die spyker op die kop deur te sê, die wêreld gaan agter hom aanloop. Julle kry niks uitgerig nie. Dieselfde woorde lees ons vroeër in Johannes op 'n ander manier. As die priester sê, dit is goed dat iemand vir 'n klomp mense sterf. Een van die Joodse priesters, as ek reg onthou was dit Kajafas, wat dit gesê het. Dit is goed dat iemand vir die mense sterf. Wat beteken dit vir jou om 'n mens te wees? Wat beteken dit vir jou om vandag hier te sit en aan jouself te dink? Om hier uit te stap in jou lewe te lei? Wat beteken dit vir jou in die feit, in die lig van die feit, dat die koning opgedaag het? Hy's gebore, hy het in Jerusalem ingestap, hy's gekruisig, hy het gesterf en hy het opgestaan. Hy het opgedaag in jou lewe. Jy's nie op jou eie nie. Jy kan eintlik nie solo gaan nie. Nie as jy vir Jesus volg nie. Want as jy vir Jesus volg, daag hy op in jou lewe. Met insidente, met probleme, met jou sonde, met uitdagings wat jy het, met kwellinge wat jy het, oor idees en gevoelens wat jy dalk oor ander mense het, oor alles. Die koning daag op. En die oomblik as die koning opdaag, dan raak ons soos Paulus wat sê, ek is 'n slaaf van Christus. Hy is die koning, ek is die knegt. En die intog in Jerusalem leer vir ons die nederigheid van Christus wat kom op 'n donkie. Anders as wat die wêreld verwag. Nie 'n super leier nie. Nie 'n wêreldmaghebber nie. Nie iemand wat 'n klomp mense platvee nie. Maar iemand wat onbenullig lyk op 'n donkie. Iemand wat lyk asof dit eintlik 'n nuttelose oefening is. Eintlik iemand wat lyk asof hulle besig is met iets wat hulle nie mooi verstaan nie. Dit lyk half dom in die terme van die kinders. Maar juist daarin leer ons wie Jesus is. En dan leer ons
wie ons is. Die koning het opgedaag. Ten spyte van die feit dat Jesus weet wat in Jerusalem gaan gebeur, het hy opgedaag. Twee nature, menslike natuur en goddelike natuur. Met sy menslike natuur en goddelike natuur het hy opgedaag. Met sy menslike natuur moes dit baie moeilik gewees het, maar hy het opgedaag. Hy was gehoorsaam aan die Vader. Hy het geweet wat voorlê en ten spyte van dit as mens was hy daar. As ek en jy sy volgelinge is, nie meelopers nie, want 'n meeloper is 'n maklike Christelike lewe. 'n Meeloper is iemand met 'n lekker Christelike lewe. Dis 'n gerieflikheidslewe. Want 'n meeloper is iemand wat sê ek is 'n Christen, ek gaan kerk toe, ek doen my Bybelstudies en dis 'n meeloper. 'n Volgeling is iemand wat stap en die implikasies van situasies aanvaar omdat hulle die wil van God uitoefen. Want wanneer jy die wil van God uitoefen, is daar implikasies. Die wonderlikste van God se wil is om liefde te wys. Die liefde doen niemand kwaad nie. Die implikasie daarvan as jy jou vyande met liefde hanteer, as jy mense vergewe. Die implikasie daarvan is jy alles wat jy doen, 1 Korintiërs 13, vanuit liefde uitdoen, is onbeskryflik positief. Ons moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16, dat hy sy eie seun gestuur het. Die liefde doen niemand enige skade aan nie. So as jy gaan kyk na jou as mens en jy sien vir Jesus, wat sien jy? Wat wil jy sien? En wat moet jy sien van Christus? Wanneer ons hom sien hier op die donkie, moet ons God se liefde sien. En God se liefde is die liefde wat in ons lewe deurslaggewend moet wees. Nederigheid, gehoorsaamheid aan God, bereid om 'n pad te stap wat nie lekker is as 'n mens nie, maar 'n pad te stap wat vir die Here goed genoeg is. Die spore te volg van hom wat voor jou gaan. Nie altyd in 'n gemaksone nie. Uitdagend. Dit vra iets om 'n volgeling te wees. 'n Volgeling praat anders, lyk anders, doen anders. 'n Meeloper het hierdie twee kante. Aan die een kant hulle Christelikheid en aan die ander kant hulle eie menslikheid. En wat mens van mekaar in die week sien is baie meer net ons menslikheid as wat ons sien van ons Christelikheid. Mens noem dit 'n bipolêre geloofslewe. Ons spring rond tussen die twee. Daar was 'n persoon gewees in een van die gemeentes waar ek was, voor ek in Witrifuur was. As ons in die kerk is, dan kom die persoon en sê, goeiemôre, hoe gaan dit? En groet vriendelik, en ons groet, en toe ek daar kom, toe dink ek, dis 'n aangename mens. Toe ons stap in Mall of the North, en die persoon kom van voor af, toe tel die persoon haar kop op, en sy kyk aan die kant toe. Toe ken sy ons nie meer nie. Ek wil stap om haar te groet, maar sy draai toe so weg en loop. Maar die Sondag daarna in die kerk, is dit weer, môre Jaco, gaan dit met julle, en alles is vriendelik. En ons kan nie so bipolêre Christelike lewe hê nie. Wat hier gebeur as Jesus instap, is 'n realiteit. Dis 'n anker, dis vas, ons kan nie daarby verbykom nie. Die koning het opgedaag. Die probleem vir die mense wat Jesus gevolg het, is die feit dat Lazarus opgestaan het uit die dood. Dis wat ook in die gedeelte staan. Dis ook in die gedeelte net voor hierdie verse. Van hulle wou vir Lazarus gaan doodmaak. Want op grond van Lazarus wat uit die dood opgestaan het, is daar te veel mense wat nou vir Jesus volg. En dit was vir hulle 'n probleem. Want volgelingskap, skryf Ferdinand Duist, is waaroor Christendom gaan. Volgelingskap of hemelpastei, a pie in the sky, het hy gesê. En a pie in the sky is wanneer ons as Christene leef met hierdie babbel hier rondom ons, van hoe goed ons is, en hoe gered ons is, en hoe verlore die wêreld is, en ons lewe is gelukkig uitgesorteer, en my geloof is fyn.
Dis 'n hemelpastei geloof. Dis 'n pie in the sky. Dis 'n utopia, dis iets wat jy in jou kop het, maar wat nie regtig is nie. Maar wat regtig is 'n koning wat opgedaag het in jou lewe. Wat nie net jou lewe verander nie, maar ook jou kop. En ons koppe moet verander, want wanneer ons koppe verander, verander ons harte. Ons harte moet oop wees daarvoor. En daarom moet ons vrykom van wat mense ons leer. Dinge wat mense ons leer wat nie van God af is nie. Dinge wat mense vir ons van God vertel wat nie in die Bybel staan nie. Dinge wat mense hulle self toedig wat nie binne die koninkryk van God hoort nie. Want die koning het opgedaag. Daar's net een koning. Drummond skryf in sy boekie die 8 beginsels van herlewing en dan begin hy sy eerste hoofstuk. Die koning is dood. Dis 'n klein letter K. Lank lewe die koning met 'n hoofletter K. Die koning is dood. Dis ons. Dis ek en jy wat dink ons kraai koning in ons lewe. Die koning is dood. Lank lewe die koning. En as ons met so 'n beginsel in ons lewe leef, dan breek daar herlewing in ons eie lewe aan. Die palmtakke waarmee hulle staan en alles wat hulle vir Jesus neergooi, gaan oor die eerbetoon vir hom. Psalm 118 praat van dieselfde. As jy Psalm 118 lees, dan lees jy ook iets van Psalm 4 raak. In 'n tyd van benoudheid het U vir my ruimte kom maak. Beide psalms praat daaroor. In my benoudheid kon ek in U ruimte ingaan. Kon ek U spasie ervaar. En die dag toe die koning opdaag, het hy vir ons 'n nuwe spasie gegee. Sy spasie, sy koninkryk, sy lewe, sy gees. En hy nooi ons in sy spasie in. Inteendeel, lees ons in die Nuwe Testament, die dag toe jy Jesus aanvaar het, is jy verplaas na die koninkryk van God toe. So goed is die Here vir ons. Die koning het nie net opgedaag. Die koning het ons nie net kom red nie, maar die koning het ons self gevat van hierdie plek waar die koning met die klein letter K lewe, na die plek toe waar daar 'n koning is wat opgedaag het. Jesus het in jou lewe opgedaag. Hy's elke dag in jou lewe. Hy's elke dag daar. Hy's elke dag besig om vir jou deur sy gees te inspireer. Hy's elke dag besig om deur sy gees vir jou te salf. Hy's elke dag besig om vir jou wysheid te gee, insig te gee, bewus te maak van sy liefde, bewus te maak van die feit dat jy nie net van jou sondes vergewe is nie, maar dat die krag van die sonde op jou lewe gebreek is en dat jy in vryheid kan lewe. Hy's elke dag daar om jou te laat besef en vir my dat hierdie kort lewe waar ons nou is, of dit goed gaan of sleg, iets is wat verbygaan, maar vir ons uitloop op iets wat alles ver weg oortref, die ewige lewe. Want saam met hierdie koning leef jy nie net nou nie, maar jy leef tot in alle ewigheid. Tydens COVID het ek 'n baie interessante ervaring gehad, hiermee wil ek afsluit. Ons het almal onthou die Delta, wat was dit, string virus, kan nie onthou wat mens dit in Afrikaans noem nie. Maar ek het daai Delta gehad en ek was redelik siek vir so 'n paar, ek dink hier by die 40 dae. En op 'n stadium toe ek vir die Here gevra, kan ek nie maar net doodgaan nie. Dis net te erg, dis te seer, dis te moeilik. 'n Mens kan nie meer uithou nie. En ek lees die dag Openbaring hoofstuk 20. Dis asof die Here vir my sê, maak oop by Openbaring 20 en ek lees Openbaring 20 en 21 oor die nuwe Jerusalem. En ek lees daar van die edelgesteentes, die muur wat 250 meter hoog is, wat buite die stad is. En ek lees van die stad wat 2400 kilometer hoog en breed en alles is. En toe ek my oë toemaak, toe is dit asof ek soontoe verplaas word. En ek sien hierdie wonderlike prentjie in my kop. En ons weet natuurlik dat die Here ons elkeen ontmoet op die plek waar ons is, en hy ontmoet elkeen van ons op 'n besondere manier, soos hy met ons wil praat. En ek dink gelowiges moet hieroor getuig.
Want dit verskil so van mekaar, maar dit gaan oor presies dieselfde. God wat in ons lewe met ons praat. En ek sien hierdie stad en ek dog by myself, hoor hierdie is 'n baie lekker stoel. Hierdie gaan nou vir my. Dis my uitkoms. En ek hardloop voluit na daai stad toe en God se teenwoordigheid raak al meer en meer en meer. En ek raak so opgewonde en ek sien die lig en tussen die muur, groot muur, is daar lig wat so deurskyn. En onthou, mense brein reageer op die prentjies wat jy van lees, net so staan dit in die Bybel. En ek hardloop en net voor die lig slaan ek neer. Ek kan nie in die lig inhardloop nie. En ek sê vir die Here, hoor, hierdie is 'n fout. Want ek moet nou daar ingaan. En die Here sê, jy gaan nie nou weer ingaan nie. Ek sê, maar dit is nou, ek moet ingaan. Hierdie is nie regverdig, sê ek vir die Here. Om te ervaar hoe groot die teenwoordigheid is en om nie te kan ingaan nie. Dis nie reg nie, Here, dit kan mos nie so wees nie. En die Here sê vir my, gaan sê vir mense, daar's lewe na die dood. Die koning het opgedaag. Die koning het opgedaag. Daar's lewe na die dood. Ek het nou klomp genoem. Vergifnis van sonde. Hy's by jou in jou moeilike tye. Hy help jou in nood. Hy gee vir jou krag. As jy nie meer kan nie, is hy daar. En hy's ook daar. As ons oë hier toemaak, is daar 'n ewige lewe. En dit kan ons weet vir 'n feit. Dis 'n wonderlike God wat ons dien. Die wonderlike Here het opgedaag. Reeds lankal in jou lewe. Sien hom raak. Maak oop jou oë. Maak oop jou hart. Hy is daar. Hy is by jou in sy volle heerlikheid. Kom ons gaan hierdie week in met hierdie onbeskryflike idee van wie God in ons lewe is.